Christus dit is het. Kijk vandaag man. Dus is dankbaar. Dus is dankbaar. We gaan beginnen met ons vandaag voor die gezindheid van Christus. We gaan het lezen in Filippenzen 2, vers 2 tot 5. Filippenzen 2, vers 2 tot 5. Waardoor my uitstof voorkome wees ingesinde wees, en diezelfde liefde hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit eie eer, want in nederigheid moet die een die ander hoog mag as homself. Julle moet nie elkeen as sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander sien. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Amen. Halleluja. Jy sien Paulus wys ons hierdie vers dat die Christelike lewe nie net oor wat ons glo nie, maar ook hoe ons dink, hoe ons volk is. En dis is belangrik. Hoe ons ander behandel. Want hierdie gesindheid moet in Here wees, wat ook in Christus Jesus was. Jy sien, Jesus is nie net ons verlossing. Hy is ons voor. En daar is 'n moeilike een, as jy die name dink, want hy is perfek, ons is van, ons is mens, ons mag baie van, ag mag elke dag. En ek weet ons saam ekstrewe, maar ekstrewe, ons is Jesus te wees. Maar dit is nie maklik, dit is moeilik. Want ons word vinnig kwaad, ons is vinnig om te oordeel. So ja, dit is moeilik. Bewys dit moeilik. Ons kan 6 gesindhede identifiseer, wat hier, Jesus wat ons as 'n voorbeeld is. Ek kan sê, 'n gesindheid van nederigheid. Hoeveel van ons kan met 'n oop hart werk? Ons is altyd daar. En ek kan sê dit. Ek is dus daar. Ek is dus hier. Ek sê ook in die handen van mensen goed is. Maar kom aan, denk dat. Hoeveel van ons is werk? Hoeveel van ons is eensgezindheid in liefde? Ja, het wordt gesê, ek wil lief. Er zijn water voor lief voor ons. Soos wat Jesus is. Ek weet alles. Ek weet begryp wat dit is moeilik. Dit is moeilik want persoon kan jy so kwaad. En dan begin jy gedagtes. Maar as jy in Jesus kom, ek sê altyd om te doen. Wat is die godsel? Sê wat dit is. Daar. 'n gesindheid van omgee. Hoeveel van ons is dit? Ja, ons so hart, skeres, familie. Maar hoeveel van ons is er raadzaam voor nie vir mense gewaai? Hoeveel van ons is dit?
gesindheid van selfopoffering, 'n gesindheid van gehoorsaamheid. Waar ek wou ons op dit toe. As jy moet hier, gesindheid van diensbaarheid. As jy van dis jy net sê van 'n gesindheid van ingesindheid en liefde. Paulus begin weer te sê, maak dan my blydskap volkome deur ingesind te wees en dieselfde liefde te hê. Wanneer is God se blydskap volkome in ons? Deur ingesind te wees en liefde te wys. Liefde en ingesindheid van sorg. Jy moet ingesind wees met jouself en ander. Jy kan nie die een wat gestel word van jouself hoor as wat God het van jou spreek nie. Jy sal volkome blydskap van God ervaar as jy ingesind is met jouself en met mense. Jesus het gekom om mense te doen. Hy het sy disippels geleer om mekaar lief te hê. Kom ons kyk wat sê in Johannes 13 vers 34 tot 35. Johannes 13 vers 34 tot 35. Wat Jesus sê, en die gebod gee aan julle. Dat julle mekaar lief hê, soos ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Jy sien 'n ware Christen leef nie in verdeeldheid. Hy haat nie. En hy twis, maar hy streef na vrede en liefde. Hoeveel van ons kan dit sê? Dat ons streef na vrede en liefde. Dit is moeilik, nie allemaal van ons is ook by vrede en saak. Nie allemaal van ons is ook by liefde en saak. Ons is net mens, ons word. En as is onderhoud, jammer vrede ons is ook by, en die mens wat ons ook doen. Ag nie dat is. Ag nie dat is ook by. Dis nie hoe God. Maar ja, ons word God, en baie van ons nie kan vrede. Baie van ons sê ons is Christen, ons glo Jesus, ek weet nie. Maar ja, dat is ook my vrede. Hoeveel van ons is werkelijk word wat Jesus sê? Ons is werkelijk word vrede in ons hart. Hoeveel van ons is? As ons in Christus leef en in sy gees, sal ons eerder leef om vrede te hê en liefde, as om heeltyd van te sien, met onsself en ons mekaar. Ons sal dit.
Hoeveel mensen spijt waarom? Ik zeg altijd, wat je al zegt, dat is super gewoon. Kijk, je moet het super van. Wil niet vergeten. Ons als mens, anders jaren voordat we bekeren gekomen. Dit is eigenlijk veel. Waar Jezus wordt toegetrokken van voor, Jezus wordt van op de gekregen love. We komen deze op elkaar wat ze leren aan te voeren en zo. Kom maar. Ik zeg je, dat is het ook. Niet eigenlijk. Maar dan proberen. Een gezindheid van nederigheid. Vers 3 sê, moenie iets doen uit selfsug of uit eer, ek het al gesê hoog, maar in nederigheid moet die een die ander hoog af as homself. Jesus, die koning van die heelal, het nie gekom om gedien te word, maar om te dien. En die voete van sy disippels gewas, dit was die werk van die laagste dienskap, maar toch dien Jesus sy disippels. Hoeveel van ons is? Hoeveel van ons is werkelijk gewoon bereid om iemand te voeten? Kom op, wat is dit is? Maar hoekom as Jesus dit kon doen, hoekom kan hy ons dit? Hoekom kan ons dit? Dit is toch so hartseer, dat ons saam met hom vastgekomen is, dat ons eie ek. Ek verdien. Ek moet dit kry. Ek is beter as daai persoon. Ek moet beter behandel word. Maar is vergeet om die nederige gesindheid te hê. Wat ek moet sê, ons behoort so die wêreld sê, verhef jouself. Soek erkenning. As jy wat sê, jy moet dit ons. Jy moet vraag. Jy wil iets. Maar Jesus sê, dien ander. Wees nederig. Gee oor. Hoor mooi is, nederigheid is nie omwille van jezelf te doen. Dit is omwille om jezelf. Dit moet ek nie omwille is. Dit is nederig. Het is net iets om opvallend. Ek is baie lang tyd gesit daar.
weer sê die Here wat daar maar dit verander. Was dit moeilik vir my om vergifnis te doen? Deur die Here wat alles my tand sa hier om die minderheid te wees. Omdat iemand te gaan hê om verskoning. Hoeveel van ons is aan kop of kom aan, en dan is soveel kere dat word dat mooi vir jou, praat jy sê jy moet ons verskoning, sê jy, hoe kom dit? Maar vir ons as Christen, is dit nie hard vir jou. So, yes, die minderheid. Ek weet nie sy daarvan nie. Nee, dis baie. 'n Gesindheid van omgee. Vers 4 sê, julle moet nie elkeen as sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander se. Jy sien, Jesus is ook nie die woord van ander is. Die siekes, die doodes, hongersvares, die uitgebore Christus. So Jesus het opgegee. 'n Christen behoort nie net te vra nie. Wat kry ek? Dis ek nie sien wat kry ek. As ek het wat ons iets gaan gee, wat gaan ek? Dus zeg maar, ons moet onszelf vragen, hoe kan ik, wie kan ik bemoedigen? Hoe kan ik? Dat heb ik door aan ons. Hoe kan ik? Jezus wat zijn goddelijke prijs gegeven om te dienen. Kom eens lezen in Filippenzen 2, vers 6 tot 8. Filippenzen 2, vers 6 tot 8. Hij had de gezalfde van de God was, de geen geloof van God geleid is. Waar hij onszelf van de Heer de gezalfde sprak, deze uit ongedeeld in wat die mensen geleid. En in een gedaante gevind as mens, het hy onsself geleer deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. 'n Gesindheid van selfopoffer. Ek het gesê vers 6. Maar hy homself ontledig in die gestalte van 'n diensknegt aan die Here. Jesus het die heiligheid van die hemel verloor om aarde. Wat het hy ervoor? Hy het armoede ervoor. Hy het verwerp, bespotting, swaar kry. Hoeveel van ons is wat
Of hoeveel van ons het dit al ervaar? Van daar waar jy was, tot waar jy nou is. Dan dink ek 'n tydjie, ek het dit reg gedoen. Ek was daar gewees. En sodat ek myself gegaan oor volk is. Waar is vergeet? Dis nie ek. Dis God. Dis hy wat ons opgeneem. Dis hy wat ons dra. Ons dra nie self. Hy het alles opgeoffer vir wat? Vir ons eie. Jy sien waar die liefde vra ons opoffer. Om te vergeet. Om ander eerste te stel. Wie van ons doen dit? Wie van ons sou iemand eerste? 'n gesindheid van gehoorsaamheid, vers 8 sê, hy het homself verneem deur gehoorsaam te word tot die dood. Ja, die dood van Christus. Jy sien, Jesus was gehoorsaam, self toe dit om alles gekos. In die tyd van Getsemane weet hy dat die bitterheid van sy dood by hom nie verbygaan, maar nogtans nie soos sy wil nie, maar soos God sy wil. Gehoorsaamheid is maklik. Wanneer alles goed gaan. Maar waar geloof word getoets, wanneer gehoorsaamheid opoffering vereis. Kan ons gehoorsaam wees soos Jesus en alles gegee? Wie van ons is bereid? Ja, daar is 'n ander. Wie van ons is bereid om elke warm bed op te gee, elke warm bed is? Dis bereid. Kan ons gehoorsaam wees soos Noag en jou geloof behou, al word jy uitgedaag en gesoek. Kan jy gehoorsaam wees soos Abraham en jou kind offer? Gehoorsaamheid is 'n Jesus gesindheid. 'n gesindheid van diensbaarheid. Jesus het homself as 'n diensknegt beskryf. Kom ons lees dit in Markus 10 vers 45. Markus 10 vers 45. Want die Seun van die mens is ook nie gekom om gedien te word, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n lofprys vir baie. Jy sien, elke gelowige behoort te vra. Hoe kan ek my gesin hoe kan ek jy sê, wanneer ons dien, weerspieël ons die hart van Christus. Diese prestasie wat geskryf. 'n koringkorrel moet eers in die grond val en sterf voordat dit vrug. Jy sien, Jesus het homself verneder, gesterf en opgeoffer
Daarom is God net so bring 'n lewe van nederigheid, gehoorsaamheid, diensbaarheid en sterk in onsself 'n lewe van geestelike vrug. Dan begin ons weer te groei. As ons 'n gesindheid wil hê gelyk aan Jesus se, as ons deel van Christus is, behoort ons sy liefde te hê, sy nederigheid te hê, sy omgee gesindheid, gehoorsaamheid, diensbaarheid. Die vraag is nie net ken ek Jesus, maar ook kan mense die gesindheid van Jesus in my sien. Die gesindheid van Christus is die teenoorgestelde van die wêreld se manier van lewe. Waar die wêreld trots kies Jesus weer. Waar die wêreld selfbevordering kies Jesus nie voor. Waar die wêreld eie belang soek, kies Jesus selfbevordering. Wat kies jy vir? Is jy 'n wêreldgesindheid of 'n Christus? Mag ons aanbid. Here Jesus, vorm my hart om soos U hart te wees. Laat my dink soos U dink. Lief hê soos wat U lief het. Dien soos U dien. En gehoorsaam wees soos U gehoorsaam was. Want hierdie gesindheid het 'n consequence van